Ek hoop maar ons kan lewendig uitsaai en ek hoop hierdie keer kan ek hom syf en op YouTube sit, maar ja. Prys die Here, ek het dit daarvoor. Amen, glory to the Lord. Ek dank die Here dit vir hoe jy kan lees. Ek het al die bed gelê vroeër vanmôre en ek het in 'n paar skonings gedoen. Wat ek nie sou aanvaar het nie. En ek dink nie almal is in daai posisie soms. Maar dit is die Gees van God wat inspraak het. Waarvoor ek dankbaar is om vanmôre hier te kan wees. Dis kosbaar. En terwyl ek deur hierdie verskoringkies werk, nou my rug is baie seer. Ek sien kan jy eens wat ek dink. Prys die Here. Terwyl ek deur hierdie verskoringkies werk, en maar jy het dit nie 'n lekker nag gehad. So prys die Here dat sy hier is vanmôre. Halleluja. Dat sy het rede gehad om vanmôre die huis te wees. Maar jy weet, soms sit ons 'n ou maskertjie op. En dan hou ons onsself voor dat dit eintlik goed gaan. Terwyl ons weet, maar in die liggaam is dinge nie lekker nie. In my rug is vere en jou duiwel het my in hierdie week aangeval met ongesteldheid links en regs. Maar ek het al geen standplek gegee want ek is môre in die huis van die Here. Amen. En terwyl al hierdie goedertjies gebeur, is dit net die Gees van God wat getrou is, wat die mens deurdra. En dan als 'n Sondagse boodskap, als eintlik 'n bietjie wat op die kerkgroep gesit het, maar ek sê dit maar vir pastoor stuur, dat hy dit op die groep sit. Wat gesing het van koning Dawid, en dit wat alles plaasgevind. En dit is nie die Gees van God, en dit is wat Dawid gesê het op die einde. Here, neem nooit u Heilige Gees van my af weg nie. Want dit is wat my staande hou. Alleen, op my eie, as ek tot niks in staat. En ek gee die Here vanmôre al die eer. Maar broer en suster, terwyl ons daar die ou liedjies sing, kom dit by my op. As jy prakties gaan dink hoe rooi bloed wit was. Witter as sneeu. Die prentjie maak net nie sin nie. Dis in die praktyk. Maar ons dien 'n God wat so groot is. En as jy dit geestelik dink vanmôre, as jy dit geestelik beredeneer vanmôre, nie in die vlees nie, maar in die Gees, kom die Here deur sy bloed en was ons witter dan Jesus. Amen. Ek gee al die eer vanmôre. Amen. Jy kan so lank die woord oopmaak by Efesiërs 1 en wil nog iemand kans gee. Ek is net dankbaar. Baie dankbaar. Ek wil net so ietsie in Amos wat vir my so interessant is. Dis nou duisende jare voor Jesus gekruisig was, nê. En in die dag spreek die Here, dis in Amos 8 vers 9. En in die dag spreek die Here, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word, terwyl dit nog dag is. Is dit nie wonderlik nie? Hoe kan iemand twyfel in Jesus Christus? Dit is so fantasties. Ek het net 'n dankbare hart. Dit is so lekker dat Jesus my God en Amen. Is daar nog een persoon? Woord, getuienis, enigiemand? Ja, ek sal sê. Amen, asseblief, prys die Here. Ek weet nie wat gaan met my aan nie, maar partykeer as ek met my wakker lê, dan word my nek styf. Dan gaan ek nie so lekker agter te sien sit nie, agteruit gaan nie. En hierdie ander mense wat vir jou nou so net wys, kom, asseblief, don't trust them ever, please, don't ever trust them. Want so trek ek nou die oggend uit in die bakkie en ek gaan nogal hoor, ek sien niks, as ek kan nie kyk, sien ek niks, maar my bakkie is ons nou een van daai goed wat in elk geval niks sien. En toe ek sien, toe gaan hierdie man hier by my, ek sê, Here, ek kon hierdie ou se kar opgecrash het. Maar dankie, iemand het gekyk. Amen, glory. Amen. En die klein dingetjies is die Here getrou. Asseblief. Ons ry die oggende op die teerpad, en toe ons daar by veilig op die grond staan. En dan ry ons eentjie en dan draai jy regs, gaan ons nou af na die padjie na ons plaas toe. En toe ons so afgery kom, kyk ek so vir die son wat opkom. En ek dink, joh, die son is allemaal so getrui, op sy pos daar is hy kom. En so of die Gees van die Here vir my sê, net so getrou daai son opkom elke oggend so getrou.
Amen. Ek wil dit nie. Amen. Dit is so. Glory, glory. Yes, amen. God se trou is ewig. Ek wil net daarby aansluit, Christen, dat ek net vrou het. En op 'n stadium bid sy ook en oor die dankbaarheid van God se seën en ek besef al wat jy hoef te doen is om jou oë oop te maak. Omdat as jy jou oë oop maak, dan sien jy God se seën en sy trou. Prys die Here. So ek glo vertrou dat u het reeds die woord oopgemaak. Ek wil net sommer nou om verskoning vra vir die gesukkel met die tegnologie. Daar is een of ander ding met my Facebook aan die gang. En nou die kerkblad waarvan af ons die uitstaai is gekoppel ook aan my Facebook, wat al is 'n ding op sy eie. Ek weet nie hoe werk hierdie goed is nie. Nou ja, vir een of ander rede, laas Sondag, ek verstaan dat die diens het lewendig uitgesaai, maar die video wil nie syf. Ek het nou alles probeer, ek het almal wat ek kan, wat ek dink iets weet gevra. Ek het self eventually op my rekenaar kon ek hulle vir my 'n plek gee waar ek navraag kan doen. Ek het dit 2 keer gedoen, ek kry geen reaksie van hulle af nie. So daai laasweek se diens is daarmee. Ek kan hom nie syf nie. Ek kon vir 'n hele ruk deur die week geen recordings maak. Maar ek maak 'n recording, ek wil net niks syf nie. So ek het so ver gegaan waar ek Facebook toe nou gedelete het en weer geïnstalleer het. So toe lyk dit nou daarom asof hy dit nou wil doen. So ek glo en vertrou dat die Here se wil is. Na ons hierdie lewendige uitsending hê, gaan ek die vermoë om dan hierdie dan te kan syf. Ek weet nou nie wat vanmôre aangaan nie, so ek vra weer om verskoning. Daar gaan nou lyk vir my gedeelte van die lofprysing wees, iewers te daar het hy gestop, en dan hoop om vertrou ons terwyl die woord uitgaan, sal hy dan dit alles uitsaai. So ek vra om verskoning, dis tegnologie. Prys die Here, daarom moet jy in die kerk wees. Amen. Daarom sê Paulus, moenie die onderlinge byeenkomste nalat, soos wat by sommige van julle die gewoonte is nie. En dan sê die Here, moenie daaroor stil bly nie. Hy sê, vermaan mekaar des te meer julle hierdie dag sien nader kom. Watter dag? Die dag van sy koms. So ek wil vir jou sê, sy koms is nader. Ek sê dit nie vir hierdie lieflike mense wat hier voor my sit nie, want hulle besef die waarheid. Hulle is vanmôre hier. Ek vra vir jou, waar is jy vanmôre? As jy nie, ek weet daar's reg. Ek vat byvoorbeeld broer Rudy en tannie Rita en tannie Francis hulle siekte verhoed dat hulle hier kan wees. Anders was hulle vanmôre hier. Maar daar's se mense wat regtig vanmôre nie 'n verskoning of 'n rede het. En wat hartseer is hierdie mense wil graag hemel toe gaan. Maar hulle sukkel om die pad kerk toe te kry. En nou sê die Here van, hy sê daar, dit sal hy sê stry hard. So die Here sê, ek het alles vir jou gedoen, maar dan sal 'n bietjie effort van jou kant af ook wees. Stry hard, want daar's versoekinge en daar's verleidings en goede. En nou wil 'n ou vir my sê, hierdie pad is moeilik, man. Wie kan vir my sê dat die lewe is 'n maklik? Dis nie maklik. Dis moeilik. En as 'n kind van die Here is dan baie goed. Dis 'n heerlike pad om te stap. Dit is lekker om die Here te kan dien. Dit is lekker om sy kind te wees. En ons kan hom met blydskap en vrede dien. But it doesn't come always easy. Die Here sê dit self, hy het dit gewaarsku. En dan dink mense hulle kan hierdie pad op hulle eie staan. Ek is eerlikwaar. Jesus het sy disippels 2 uitgestuur, het hulle nie eens 1 uitgestuur. Paulus het altyd 'n metgesel saamkom. This is not easy. So waarom wegbly? Waarom die lewe vir jouself moeilik maak? So kom na die huis van die Here, dat ons saam die Here kan dien en mekaar kan versterk en bemoedig. Want jy weet jy's nie alleen nie, net om daai fisiese druk te hê. Met die saam. Ek
gaan vanmôre vir julle baie kort gedeelte uit Efesiërs voorlees, maar ek gaan nie daaruit bedien nie. But I'm giving it, ek gee dit as konteks, omdat daar so baie predikers is wat sê dat die Ou Testament het niks met my en jou te doen vandag. En die ene wat ek en jy moet verstaan is dat as ek en jy die Ou Testament lees in konteks, dan moet ons verstaan dat God met Israel praat. Maar daar is ook 'n profetiese been aan die Ou Testament waar hy dan ook verwys na sy bruid, na die liggaam, na die kerk. So elke keer wanneer God met Israel praat, praat hy ook met my en met jou. Amen. So daarom wil ek sommer uit staanspoor, voordat ek met u begin bedien vanmôre, uit Efesiërs dit vir jou voorlees, sodat wanneer ek dan nou verder gaan, dat jy weet dat God met my en jou praat. En vanmôre is in baie opsigte 'n lekker boodskap. Eintlik moet ek so ver gaan om te sê dat maak nie saak wat die Here vir ons sê nie, dit moet lekker wees. Al is dit dan iets wat hier laat brand, hier of daar, of waar ook al jy gewoon was om pak te kry. En soms is dit kom net weer vir jou terug. Maar alles wat God doen hy uit liefde. Wat jy is van kosbaar. Nou vanmôre is dit kom hier vir jou drukkie boodskap. Dis lekker vir 'n prediker as hy so 'n boodskap kry. Wat net so vir interessant is. My vrou sê sy gaan nou reël dat ek 7 keer preek en weet dat ek nie kan. As sy vra my vraag, dan is ek 'n halfuur besig om te antwoord. Maar ek hoor iets, ek weet nie vir julle ken vir Pastor John Piper nie. Ek hou nogal van hom. Hy het 'n baie besonderse manier van bedien en ek hou nogal van hom. En ek het in die week so 'n klip, seker so 30 sekonde, 'n minuut klip van hom gesien. Maar in die klip het hy iets kwyt geraak en dit het nogal my gedagtes laat gaan. En ek het die skrif gaan ondersoek en ek het myself in die hele week met die besig gehou met preek. En om boets aan die weer gisteraan, ek my vrou gaan stap en ek sê toe vra vir my vrou, sy lus om ver te loop. Sy sê, kom ons sê nie, kom ons loop al na om boete te trap, ek was op die koffie. En teen daai tyd as ons terugkom, dan kan ek nog 'n afsonder, terwyl ek al by hom boetes gesê vir my, ek is nou so tussen twee gedagtes, wat die Here het skielik by my iets opgebring. So ek weet nie wat ek gaan bedien vanmôre nie, maar dit is gisteraan toe wat die Here met my oor hierdie, ek wil jou net kom drukkie boodskap praat, en ek daardeur werk, en ek besef, hierdie ander een, I don't know, maybe sometimes, ek weet nie, maar hy is nou gepaard. Ek wil vanmôre met julle oor hierdie gedeelte gesels het. En mag jy vanmôre as jy hier uitstap, weet vanmôre die Here jou drukkie kom. Ek sê, ek weet van jou, en hy is lief vir jou, en hy is my kosbaar. Amen. En ek sal alles doen, en ek het alles gedoen. So kom ons lees daar, ek lees vir die 2 verse, Efesiërs 1 vers 4 en vers 5. Want hierdie is iets wat baie belangrik is om te verstaan. Dat ek en jy moet weet, soos hy ons in hom uitverkies het, hy het ons in hom uitverkies, het voor die grondlegging van die aarde. So ek wil jou vanmôre kom bemoedig om te sê, God het jou uitgekies, en hy het jou gekies voordat hy enigiets geskaap het hy jou gekies. En as jy my daarop herinner, skryf hierdie vers om te sê, weet jy wat, God het my uitgekies voor die skepping. Amen. Van hierdie wêreld om heilig en sonder gebrek. Hoe heilig? Hy het my en jou uitverkies voor die grondlegging van die aarde om heilig te wees, afgesonder, uitgesonder, eenkant gesit, spesiaal. Amen. Die dames gaan nou weet waarvan ek praat. En mans ook in 'n ander maand.
Veral as jy seuns het. Né? As jy seuns het en jy tools. Toolsvoete. Is waar wat ek nou sê. As jy seuns het en jy tools het jy toolsvoete. Ja. Maar vrouens het die borde daar in die kas waar jy elke dag uit eet. Jy vanaand, dis wat jy uit eet. Maar as die pastoor kom kuier of die familie of die kinders is daar, dan is daar ander spesiale borde eetgerei wat sy uit. Hulle is eenkant gesit, afgesonder, want hulle is kosbaar. Hulle is nie vir elke dag gebruik nie. Want jy weet mos, né? Net soos wat seuns jou toelsvoete gee, né? Is kinders se hande slippery as hulle die skoolgoed moet was. Dan breek jy. So, nobody touches these things. Mama sal dit uithaal, mamma gaan dit voorsit en mamma sal die skool. Want hierdie goed is spesiaal, hulle is besonder, hulle is geheilig, hulle is eenkant gesit. En dis wat die Here vanmôre vir jou sê. Jy is daar die spesiale een. Jy's geheilig, jy's eenkant gesit voor die grondlegging van die aarde en dit jou en my uitverkies. Amen. Jy is kosbaar, jy is spesiaal. So as jy nou slim is, en jy jou vinnig geleer, jou tools het voete gekry, dan gaan koop jy hierdie klomp cheapy chips. Hulle noem hom drop and forget. Nou, jy weet man, drop and forget. Dit is nou 'n spot, daar staan drop forge steel, so ons noem dit drop and forget. En so die goeie tools, daai Stanleys en die nou weet ek hoe mos ek lief vir jy van. Sy moes weet. Het jy jou pa se tools verloor? So hulle by jou kant, so as jy seun iets wil hê, dan kry hy die drop and forget. Ja, staal maar dit is wat die Here vermoed is. Onheilig, uitverkies, eenkant gesit, kosbaar, spesiaal, blink gepoets. Jy staan vir die spesiale geleentheid. Wanneer ek voor my Vader gaan, dan bring ek jou so toe, want jy's heilig en dan hier sonder gebrek. Ek en jy sonder gebrek. In die geestelike en in die vleeslike. Sonder gebrek beteken nie 'n plaas met 1000 beeste nie. Sonder gebrek beteken nie let's say 45 double cab Toyota bakkie nie. Sonder gebrek beteken nie 'n double story huis nie. Sonder gebrek is dat jy sal bekleed wees. Jy sal nie honger wees nie. Jy sal nie koud wees. En elke behoefte sal voorsien word. Amen. En daar sal vir jou oorwinning wees, want die feit van die saak is ek en jy word deur die modder gesteek as kind van die Here. Ek en jy word deur die vyand aangeval, maar die Here sê sonder gebrek, jy sal oorwin. Voor hom in liefde te wees. 2 Tessalonisense 3 vers 13, net om dit bevestig sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word. Jy word deur die Here bemin. Dis hoekom ek sê, jy's heilig, jy's kosbaar, jy is eenkant gesit, jy's spesiaal, wat jy word, maar om iemand lief te hê is een ding, maar om hom te bemin is iets anders. As die Here wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af, daar was nie 'n tyd wat iets gebeur het, toe sê die Here ook, maar broer Andre lyk vir my so oulik, dan die Hester lyk, ek van hierdie dag af gaan ek jou myne maak. Hy sê nee, van die begin af, voor die grondlegging, voor dit geskep het, voordat jy nog aan as en tee gehad het, voordat jy nog kon oulik gewees het. Kyk, babatjies as hulle gebore is hulle nie te mooi. Dis logies. Alhoewel jy dit nooit vir 'n ma sal sê nie, want dit maak nie saak hoe daai kind lyk, vir ma is dit mooi. En vir ouma, en vir ou. As die kind gebore word, dan dink dan dat is niks mooi. 2 jaar later is hy na die baba foto sê, die kind is echt maar lekker lelik.
Dis soos God se genade jou oop toemaak. Jy sien nou, is hierdie babatjie gebore. Boetie kyk die ding so, mamma, daai, as ek ook so leer. Totdat daai kind eerste keer smile of iets ouliks doen. Hierdie kind is oulik, ek so lief vir hom. Die Here sê, ek het nie gewag totdat jy iets ouliks doen. Ek het jou lief gehad voor die grondlegging van die begin af. Halleluja. Tot saligheid en heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid. Vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het. Hy het dit voorbeskik, hy het 'n besluit gemaak. Hy het dit vasgemaak. Dis asof hy het dit voorbeskik en gesê, kyk goed, ek het klaar besluit, dit is hoe dit gaan wees. Ek het dit vasgemaak, onveranderlik iets dan. Dis die fondasie is gelê, die konkreet is gegooi. We cannot move this thing anymore. It's done. Om ons sy kinders vir onsself aan te neem. Jy moet een ding mooi verstaan vanmôre. Jy wandel nie net rond nie. Jy is nie net iets nie. Jy sien die Here het 'n manier om deur die Nuwe Testament die verhouding tussen hom en die kerk te verwys na 'n huwelik, die bruidegom en die bruid. Nou die idee hiervan is dat dit is die tyd wanneer hulle twee mekaar die liefste het. Okay. Maar in die tyd waarin ons lewe vandag, is dit 'n verbond wat nie geheilig word nie. So daar's vandag is dit maklik om te skei. So nou verwys die Here nie hier na ons. Hy sê julle is nou kinders. En dit maak nie saak. Ek en jou vandag sê dit maak nie saak wat jy doen nie. Dat jy kan nooit die bloedlyn afsny nie. Jy kan 'n kind onterf. Jy kan nou na die binnelandse sake toe gaan en sê weet met daai ek wil met hom, hy is nie my kind nie. Jy kan maar sê net wat jy wil. In die hemel staan dit vas. Die bloed wat deur hom vloei, die bloed wat deur jou vloei, dit bly jou kind. Jy kan maar, jy hoef nie onderhoud te betaal nie. Jy kan vloek en skel as jy wil, dit bly jou kind. Hy kan vir jou so kwaad wees en sy tassies pak en sy pa sê jou nooit weer nie. Jy sal my niks, ek wil nie my op jou testament, ek wil nie. It does not change the fact. Nou sê God, julle is my kinders. Niks, dit staan vas. Ek het dit voorbeskik, ek het dit vas. Dit is ingeskryf, dit is ingeënt in die ewigheid. It cannot change. The devil can do whatever he wants, but nothing's going to change the fact that I'm a child of God. Jy is 'n kind van die Allerhoogste God. Vir onsself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Hy wou dit doen. Dit was nie op hom afgedwing nie. Daar was nie 'n raadsvergadering wat daar besluit is nie. Daar was nie 'n gesprek nie. Hy het dit voorbeskik voor die grondlegging van die aarde, het hy 'n wilsbesluit gemaak om ons sy kinders te maak. Daarom sê hy verder in vers 11, hy sê in hom en wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, daar het ons van tevore daartoe verordeneer was. Voor jy gebore is. Ek wil amper sê, dis om 'n testament op te stel en die naam van die erfgenaam in te skryf, is nog nie gebore nie. Die erfgenaam bestaan nie, maar sy naam is in die testament. Sy geboortedatum is in die testament. Dis wat dit sê. Dis wat dit sê. Ons is van tevore toe daartoe verordeneer, ooreenkomstig sy voorneme. So hy besluit, ek stel 'n testament op, ek sit jou naam daarin, en ek sit die datum daarin, maar jy is nog nie gemaak nie. Because I've already decided. Dit is al reeds vasgemaak, dit is al reeds voorbeskik, want daar's 'n dag en datum, wanneer jy gebore gaan word, prys die Here, en jou moeder jou gaan voorberei, maar daar's 'n dag en datum, wanneer jy hom gaan ontmoet, en jy wedergebore gaan raak, en jy aan hom behoort. Amen. En hierdie testament word dan in krag van krag
Die voorheen van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Daarom sê hy ook in Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle ontvang die gees van aanneming tot kinders. So hier is die grondslag van dit wat ek vanmôre verder vir u wil bespreek. Nou, in hierdie lewe waarin ek en jy beweeg, kan ons sien. Doen ons wonde op. Wonde wat so diep sny, dat ander mense dit nie kan sien nie. Wonde wat ek en jy opgedoen het, miskien toe ons kinders was. Wonde wat ek en jy miskien dalk opgedoen het, toe ons jonk was of alreeds volwasse was. Wonde wat ek en jy opgedoen het, wat deur ander mense veroorsaak is. Wonde wat ek en jy opgedoen het, wat dalk deur my en jouself veroorsaak is. Maar wonde wat so diep sny, waar ander mense dit nie kan sien nie. Waar ons hierdie seer wegsteek en ons kruip agter 'n glimlag weg. Ons kruip agter miskien 'n suksesvolle loopbaan of besigheid. Ons kruip weg agter Facebook-plasings, die post wat ons sit. Ons kruip weg dalk Sondagoggend terwyl ons hande oplig en die Here loof en prys, maar diep binnekant bloei dit. En sommige wonde, of hierdie wonde bloei nie uitwendig nie. Dis iets wat jy kan sien nie. Dit is nie eers 'n wond wat inwendig bloei, wat jy kan optel nie. Daai wond, dit bloei so diep tot in die siel van die mens. En dit bloei identiteit. Jy sien maar daai wond wat so diep sny, waar hy bloei soms sodat jy nie meer weet wie en wat jy is nie. Ek dink daar is min dinge wat 'n mens so bang maak as om alleen te wees. En wanneer ek praat van alleen, praat ek nou nie van, ek kan jou as voorbeeld gebruik. Hy sal alleen by die huis. Hy sal alleen. That's not what I'm talking about. Soms gaan my vrou dorp en dan sit ek alleen by die huis. Alleen is die dag wanneer jou kinders groot genoeg is en uit die huis en die empty nest syndroom, is nie die alleen. Die alleen waarvan ek praat wanneer jy godsverlate voel. Amen. Wanneer jy eensaam en verstote is en jy voel daar is net niks meer nie. Jy is toch, selfs God het van jou vergeet. Dat jy so alleen is, dat jy hoop verloor. Daai wond wat so diep sê, maak dit alles nog saak, maak ek nog saak. Is daar sin in dit alles? Daardie wanhopige eensaamheid wat maak dat mense selfmoord pleeg. Dis al vir my, dit was so hartseer om te hoor hoe jong mense hulle lewens neem. Weet julle wat hoe skrikwekkend dit is, dat selfs kinders van 8, 9, 10 jaar oud begin selfmoord pleeg. So alleen voel hulle. So eensaam voel hulle. Op my eie. Wat ook al die wond is, wat ook al die oorsaak is van die seer, is dat jy voel, there's nowhere I can go. Na wie toe sal ek gaan? Dis nie die geval van toe Jesus na almal weggeloop het en hy vir sy disippels sê, dat julle nie ook mag gaan nie, en hulle vra vir hom, maar Here, waartoe sal ons gaan? Die woorde van die lewe. Nee. Dis om 'n gevoel te hê van, is nobody. Daar's niemand na wie toe ek kan gaan. En dis juist die wêreld waarin ek en jy lewe vandag, wat jou wil leer om te sê, maar jy moet vir jouself 'n naam maak. Jou identiteit is in dit
wie jy is en wat jy is en wat jy doen en wat jy kan bereik het. Dit is in jou status en in jou vriendekring en die mense met wie jy meng. Dis jou identiteit, dis wie jy is. Dis wat die wêreld besig is om mense te leer en wat hy weet, dit kan hy van jou af wegvat. En as hy daai van jou af wegvat, maak nie saak wat die seer is, wat die wond is wat hy veroorsaak het, maar die oomblik wanneer hy dit wegvat en jy bloei jou identiteit, dan kom jy op 'n plek waar jy vir jouself vra, is daar nut in dit alles? Is daar nog vir my hoop? Is daar iemand wat omgee? Is daar iemand wat luister? Is daar iemand wat bewus is van my? Maar die een ding wat God leer, as ek en jy na sy woord gaan, dan openbaar hy 'n waarheid wat sê, ek is die een wat aan jou identiteit gee. En dit is wat die vyand nie wil hê nie. Die vyand wil nie hê ek en jy moet weet dat ons identiteit is in Christus nie. Ja, waar. Want jy sien, as my identiteit in Christus is, kan hy dit nie van my af wegvat nie. He might hurt me, but I won't bleed. Because I know I'm not alone. Ek weet ek is nie alleen. Ek weet daar is iemand wat saam met my is. Ek is nie hopeloos nie. Ek is die een kant. En is terwyl ek besig is met hierdie, dat ek op iets eintlik baie bekends afkom en besef hoe asemrowend dit is. Daar's 'n enkele sin in God se woord wat so kragtig is, dat dit vir eeue, vir millennia, gebroke harte gedraai en genees het. Harte wat seer gekry het, wonde wat ingesny is diep, deur verraad, deur seer kry, deur hartseer, deur vervolging, deur verslawing, mislukkings, verlies, selfs sonde, eensaamheid, waar hierdie woord, hierdie waarheid van God mense deurgedra het, wat Here opnuut vir my en jou wil sê, wat wil jou sê, ek wil jou deurdra. As jy hierdie ding kan besef, dan weet jy, ek is daar om jou deur te vat. Ek is daar om die wonde te genees. Ek is daar om oorwinning te bring. Ek is daar om, jy is nie alleen nie. Daarom sê Dawid, hy sê, met my God kan ek 'n bende storm loop. Met jou God is niks onmoontlik nie. Daarom, hy sê in die een plek, hy sê vir die mense is dit onmoontlik, maar alle dinge is by God moontlik, en dan sê hy op 'n ander plek, en vir hom wat glo, alle dinge is moontlik. As ek en jy net vanmôre kan glo, hy is by my, hy is met my, he's hugging you this morning. Hy weet in jou vaste druk vir jou te sê, ek weet waar jy gaan, ek weet daar is seer, ek weet daar is pyn, maar weet vanmôre, jy is nie alleen nie. Amen. Een vers, een sin so kragtig. En nou gaan ek vir jou vra om die woord oop te maak by Jesaja 43. Ek wou dit nie voor die tyd gee. Jesaja 43. Ek gaan vinnig deur 2 verse beweeg. Hy sê daar, en dis hoekom jy nou sal verstaan hoekom ek eers weer Efesiërs gedoen het. Jy sê, maar as ek hierdie nou vir jou gelees het, dan sou baie nou vir my gesê, maar die Here is besig met Israel. Maar nee, hy is vanmôre besig om met my en jou te praat. Hierdie belofte was nie net vir Israel. Hierdie belofte is ook vir my en jou. So hy sê daar, maar nou sê die Here, jou skepper. Wie is jou skepper? Die Here Jesus as jou skepper. O Jakob, en jou vermeerder, o Israel. Nou ek wil net vandag hierso iets sê. Hy sê, ek is jou skepper, o Jakob. En dit is baie maklik om net daaroor te kyk, sonder om te besef how personal it gets. Want hy gebruik die naam van Jakob
individu om vanmôre vir jou te sê, ek praat nie met mense in die algemeen nie. Ek praat nie nou met die gemeente Christ Kingdom Family Church Lofwell en Nabospruit nie. Nee, hy sê vanmôre, ek praat met jou Raymond, ek praat met jou Marie, ek praat met jou Karla, oom Giel. Ek praat, dis 'n persoonlike ding vanmôre. It doesn't get any personal. Dis hoekom hy daar aanvanklik 'n naam gebruik van 'n persoon. Ons weet Jakob het Israel gehoor, daarom sê wees ek sou voorbeeld oor Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by die naam geroep, jy is myne. Dis die sin. That's the one sentence that's so powerful, so kragtig dat dit deur millennia mense wat hierdie waarheid verstaan het, wat geweet het ons bid 'n God wat persoonlik is. 'n God wat 'n persoonlike saak het, 'n God wat 'n persoonlike verhouding het, 'n God wat jou persoonlik ken, wat sê luister, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Daar kan nie iets so persoonliker wees nie. Daar kan nie meer iets intiemer wees as dit, om te sê, ek het jou. Hy sê nie, ek het julle nie. Hy sê, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. En as jy in die grondteks gaan kyk, dan sê die Hebreërs eintlik daar, jy behoort aan my. Dis jy nou hoor. Daarom sê Jesus in Johannes 10:28, hy sê ek het aan julle die wedergeboorte geskenk en julle sal nooit verlore gaan nie en niemand sal julle uit my hand kry. Amen. Dankie Here. Want jy behoort aan my. Hoekom? Hoekom sal hy hierdie woord? Hoekom sal hy juis in hierdie tyd vir Israel sê, vir Jakob sê, maar wees nie bevrees nie, ek het jou verlos en ek het jou by die naam geroep, jy's myne. Dan moet ons die tyd verstaan waarin hierdie woorde verskyn. Dis in 'n tyd van ellende. Dis in 'n tyd waar Israel verwoesting in die sig staan. Dis 'n tyd van veroordeling en van ballingskap en dit wat hulle geken het, die vryheid wat hulle geken het en dit wat vir hulle gemaklik was op die punte van hulle. Hulle was in 'n toestand, hulle het seer gekry, hulle bloei. Hy was die oorsaak daarvan, ja. Maar ten spyte van hierdie situasie, ten spyte van hierdie seer, sê God vir hulle, wees nie bevrees nie, want ek het jou by die naam geroep. Daarom het ek die tweede versie by, want dit gee konteks hier aan, want hy sê daar, as jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand. Hy sê, al gaan jy deur omstandighede, al gaan jy deur soms, al gebeur dat dinge, al kry jy soms seer, al is daar wonde, weet net vanmôre, jy's nie alleen nie, ek is daar by jou, want ek het jou by die naam geroep. Jy is kosbaar, ek het jou geheilig, ek het jou eenkant gesit, jy is myne. Daar is sekerlik niks so intiem as die feit om te weet dat God jou by die naam genoem het. Is om te weet die een wat jou gemaak het en jou geformeer het, jou syne noem. Vir elkeen, daarom sê Joël 2:22, hy sê elkeen by die naam van die Here aanroep, sal gered word. Amen. Jesus sê in Johannes 15:16, julle het my nie uitverkies nie, ek het julle uitverkies. Daarom praat hy met sy uitverkorenes, daarom praat hy vanmôre met my en jou, en hy praat nie vanmôre in die algemeen nie, hy praat persoonlik, Suster Louise, Talimari, persoonlik kan hy maak nie, dat u vanmôre. Dis 'n persoonlike saak, dis intiem, hy wil vanmôre vir jou weet dat jy is vir hom belangrik. Sy fokus is vanmôre op jou. En iets wat ek en jy vanmôre moet verstaan is dat in die tyd waarin ek en jy lewe, is 'n naam blote etiket. Dis 'n label.
As jy nou regtig die een van die ander wil onderskei, dan gaan ons nou na ID-nommers. Die ID-nommers sê ek meer van jou as enigiets anders. Maar in die Bybelse tyd was dit nie so nie. In die Bybelse tyd was 'n naam groot ding. Die naam het jou identiteit verklaar. Die naam het jou karakter verklaar. Die naam was jou reputasie, was gekoppel. Jou naam het iets beteken. Jou naam het inherent jou roeping en jou bediening bevestig. Hulle het in daai tyd, wanneer hulle aan iemand 'n naam gegee het, was dit amper oor hom geprofeteer, want 'n naam het 'n betekenis gehad. Miskien is dit dalk hoe jy gebore is en waar jy gebore is of watter omstandighede, dan gee hulle 'n kind 'n naam en sê, okay, dit gaan jou naam wees, dit word oor jou uitgespreek. So wanneer jy in daai tyd iemand op die naam genoem het, dan het dit beteken jy die persoon intiem geken. Jy het hom in wese geweet wie hy was. Dis nie soos vandag wanneer ek van Omboed kan praat, maar ek weet nie veel van Omboed. So wanneer God sê, ek het jou by die naam geroep, was dit nie net 'n blote erkenning oor wie jy is nie, maar dit was 'n verklaring van eienaarskap, van verhouding. Dat jy is myne, ek ken jou by die naam, ek weet wie jy is. En ek doen dit nogal baie doelbewus. Wanneer hy sê, ek het jou by die naam geroep, is dit doelbewus. As plus, daar's 'n rede, hoekom hy, wat die leser sou verstaan. So ek en jy, met nou juist agtergrond, so, as ons nou praat van vandag se konteks oor 'n naam, maak dit nie sin nie, maar as jy verstaan wat 'n naam in die antieke tyd beteken het, dan verstaan jy hoekom hy sê, ek het jou by die naam, because hy is doelbewus. En die enigste manier hoe ek hierdie doelbewustheid aan jou kan verduidelik vanmôre, is oor iets waaroor ek baie gesleg is. Dis die een ding waarna ek hard moet werk. En ek het dit weer besef toe ek hiermee besig is. Toe kry ek nou so 'n lekker enetjie agter teen die kop. Doelbewus in hierdie konteks kan ek so verduidelik dat wanneer twee mense moet gesels of kommunikeer, dat die woorde doelbewus alles een kan sit en net fokus op die een wat praat, sodat die een wat praat bewus is daarvan dat hy die enigste persoon is wat nou saak maak in die hele wêreld. Dis wat God, hy doen dit doelbewus sodat jy vanmôre kan weet, jy is die enigste een in die hele wêreld wat saak maak. God het die hele wêreld lief. But when God talks, it's personal. Dis net jy. Ek het jou by die naam. Hy doen dit doelbewus sodat jy vanmôre weet, dis net jy. Jy's die enigste een wat saak maak. God is die enigste wat die vermoë het om met 7 biljoen mense dieselfde gelykheid te doen. Ek kan dit nie doen nie, ek sukkel met een. Hy doen dit doelbewus dat ek en jy kan besef dat dis 'n persoonlike saak. Amen. God is persoonlik betrokke by jou lewe. Hy's intiem betrokke by jou. Hy's absoluut bewus van nie net van wie jy is nie, maar wat jy is en waar hy ken jou verlede, hy weet wat nou aangaan en hy ken ook die toekoms. God is 'n God van persoonlike verhoudings. God is 'n God wat daarvan hou om sy kind teen sy boesem vas te druk. Amen. En jou kan laat voel, maar dis net jy wat saak maak, Suster Magda. Jy vanmôre, jy is in God se oog en jy is sy oogappel en he's got his eyes upon you en jy is al wat saak maak in die lewe. Nie een van die.
En hierdie persoonlike betrokkenheid, hierdie persoonlike verhouding, hardop reg deur die Bybel. Hierdie God wat elke ster by die naam. Imagine daar's geen manier hoe ek hier kan weet hoeveel sterre daar is. Ons weet, hulle het 'n idee hoeveel sterre in hierdie galaxy is, hierdie Milky Way, Melkweg, waar ons is. Daar's biljoene. En dan kom hulle agter maar daar's biljoene sterrestelsels. So daar's biljoene, 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 biljoene sterre. En hy het elkeen 'n naam gegee. That's awesome. That's big. You know what's bigger? Wie wat is groter? Hy noem jou by die naam. Hy roep hierdie God wat elke ster 'n naam gee, roep jou by die naam. Hy ken jou. Hierdie God wat die heelal regeer. Hierdie onmeetbare heelal is een wat bewus is van jou hart. Is een wat jou hart ken. Hy wat die einde van die begin af ken. Is een wat jou by die naam roep. Jy sien, Hagar, hier's nou die ouens wat nou die Bybel bidure by, ons het nou deesdae vir 'n rukkie nou met die bidure so kort boodskap gee, ons hardloop deur die dames van die Bybel. En ons was nou al by Hagar. Jy sien, Hagar word eintlik in die woestyn ingejaag. Sy sit in omstandighede waarvoor sy nie gevra het nie. Sy sit met seer, sy sit met 'n wond. Weggegooi, verstote, swanger. En sy sou sekerlik op 'n plek gekom het waar sy moes wonder, is daar iemand wat omgee? Hier. Imagine jy sit vrou alleen, geen heenkome nie, swanger in die woestyn. Jy kan skree so klip as jy wil, daar's niemand wat jy's alleen, jy's weggegooi, jy's verwerp. Maar dis hier waar sy ontmoeting het. Sy ontmoet El Roi, die God wat sien. En die grootste wonderwerk was nie dat sy die openbaring gehad het van die God wat haar raak sien. Sy het God gesien. Hy ontmoet haar. Hy kom sê vir Hagar, jy's nie alleen. You will never alone. Samuel moet 'n nuwe koning gaan salf. En dan sien hy die seuns van Elia, of Eli, daar sou al weer by die naam. Isai. Dan was Eli is iemand anders, hy het moeilikheid gehad met sy kinders. Isai. En hy staan voor die oudste, en hy bewonder, en hy dink, hierdie ou moet dit wees. Want hy kyk na die uiterlike, maar God sê vir hom, jy kyk na die, ek kyk na die hart. Dit is persoonlik. Elia het daar onder die besenbos en verwens sy dag van geboorte. Hy het nou net 470 Baal-profete vernietig en nou maak Jezebel mond op. As 'n man is dan maar bang vir 'n vrou, joh. Weet ons ek het al klein mannetjies gesien, kyk nou maar, hy gee om hoe groot is, hy vat vir jou aan, hoor. Maar as hy nie bang vir ander mans nie, maar genade is dan maar bang vir 'n vrou. Ja. Dis ek kyk die vrees nie die man se oor. Hy sit so stil en maak nie eens 'n blink oop nie. Ek sien haar hand kom speel. Kom maar sê jy kry nie 'n kwaai vrou die net 'n bang. Kom ek vir jou sê, oor die algemeen is 'n man nogal bang vir sy eie vrou. Ons is redelik skrikkerig. En ek is eerlik waar. Ek sal enige man aanvat. Ek sien nie gaan wen nie, né? Ek gaan 10 teen 9 die 10 keer verloor. That's not the problem. Maar 'n vrou wat wil wraak neem. There's nothing more dangerous than a woman's scorn. Hulle is wreed. Vrou is wreed. Ja, hulle maak mekaar. Nee, ek weet.
My grootste hobby is om my vrou gelukkig. Ek mag nie vir jou dit sien. Maar hy lê daar onder die besembos en hy beklaar sy lot. Maar dit is hier waar God hom ontmoet. Daar waar Elia voel hy's alleen en is Ikabod, kom die Here en hy stuur 'n engel om hom te voed en hy sê vir hom, gaan na die berg en dis waar hy hom ontmoet. Die Here wys vir Elia, jy was nooit alleen nie. Saggia is ook 'n klein mannetjie. Korter is 'n paar ouens in hierdie gemeente. Hy wil Jesus sien, maar hy kan nie. Hy hardloop na 'n boom toe om die Here te sien. And guess what? Die Here stop onder die boom. En hy stop nie net onder die boom nie. Hy roep op in die naam, Saggias, klim af, want ek wil vandag by jou gaan eet. It's personal. Amen. Lazarus het hy by die naam genoem uit die graf. Maria staan voor 'n leë graf en huil en ween. Want die liggaam van Christus is steeds daar nie. En sy moes sekerlik op daai stadium gedink het, soos wat al die ander gedink het, dis verby. Dis gedaan. Dis die einde. Maar een woord verander haar hele lewe. Een enkele woord verander haar hele lewe. Toe die Here sê, Maria. Hy roep haar by die naam, want dit is persoonlik. Amen. Dis persoonlik. Ek en jy dien 'n God wat persoonlik is, wat intiem is. It's all about you. Jy alleen oor die evangelie is persoonlik. Jesus het nie die wêreld kom red. Hy het mense kom red. Hy het individue kom red. Dis persoonlik. Daarom sê Jesus in Johannes 10 vers 3. Hy sê vir hom maak die deurwagte oop en die skape luister na sy stem. En hoor wat sê hy, en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. Hy roep sy skape by hulle naam. Hy sê in vers 14, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Jesus is die goeie herder. Hy tel hulle nie een vir een nie. En dis hoe hy agtergekom het, hier's net 99 een is missing. Hy het hulle geroep. Marie, Raymond, Carla, Hester, Giel, Andrei, Susan, Martie, Dina, Chad, Boet. Hy het hulle genoem by die naam, John, elkeen. En toe kom hy agter Frikkie is nie daar nie. Want Frikkie is moedswillig. He's a wanderer. Hy is aandag afleibaar. That's how we know. He called him by name. En weer is Christus baie doelbewus. Wanneer hy na homself verwys as die goeie herder. Jy sien, want dis iets wat die lesers en die gehoor van daai tyd sou verstaan en hulle mee vereenselwig. Want jy sien, dis nie soos vandag waar jy die skape langs die pad sien, maar daar's geen herder nie. En daai tyd was daar 'n intieme verhouding tussen die herder en die skaap. Hy het saam met hulle geslaap. Hy het hulle na goeie wynvelde geneem, na waters waar rus is, het hy hulle gevat. Hy het hulle by die naam geken. Daar was so 'n groot verhouding tussen die herder en die skaap dat jy se gedink het is Boeteensis of ma en dogter of wat ook al. Hy het hulle by die naam geken. Hy het elke skaapie se karaktereienskappe geken. Hy het hulle gewoontes geken, hulle maniere. Hy het geweet Frikkie is moedswillig, so hy moet bietjie mooi kyk na Frikkie. So as hy in die kraal en jag kry met Frikkie eers in die ander gaan kom. Want hy is nie meer as iemand balhoorig is. Hy het geweet waar die letsel sit. Hy het sy skape geken. En wanneer Jesus sê ek het jou by die naam geroep, is dit presies dieselfde. Hy ken jou.
Hy weet alles van jou. Hy ken jou karakter. Hy ken jou swakhede. Hy weet wanneer jy struikel. Hy weet wanneer jy 'n kompromie aangaan. Hy weet wanneer jy seer gemaak word. Hy weet wanneer daar fout is. Hy ken jou so goed. Hierdie herder wat sy skape ken, as hy daai skaap die oggend sien, dan weet hy onmiddellik iets fout. Iets is nie reg nie. Nou sonder om my eie beeld te plaas, die tye wat ek as 'n toesighouer was, of ek voorman was of nie, was dit vir my belangrik om die wat aan my verantwoordelik te ken. Ek wou weet wie hulle is. Ek wil weet hoe lyk dit by die huis, wat gaan daar aan. Ek het hulle persoonlik leer ken, sodat ek kan agterkom as iets fout is. As ek daai mense, die oggend as ons daar by 'n meeting is, kan ek onmiddellik sien, hier is fout met iemand, as die meeting verby is, dan dat ek almal gaan ek spraak vir die persoon om agter te kom. Dat ek kan hoor wat is verkeerd. Jy sien, want dit is 'n baie gevaarlike ding gewees, veral in die ambag, in enige ambag, om iemand wat emosioneel nie by is nie, te laat werk. Dit is baie gou jy kry 'n ongeluk, en dit kan gewoonlik katastrofies wees. En iemand wat deur issues gaan, is maar net nie produktief nie. En miskien is dit dalk net 'n gebed. Dalk net kan ek vir jou vanmôre sê, die belangrikste ding is eintlik maar net om notisie te neem. So, jy kan meeste van die tyd nie 'n verskil maak. Jy meeste van die tyd nie 'n antwoord nie. Maar net dat die feit, dis hoekom die liggaam so belangrik is. Dis hoekom ek kan verstaan hoekom jy nie wil kerk toe kom nie. So, as iemand net kan notisie neem, net die feit dat jy vanmôre kan weet, daar is iemand wat omgee. Daar's iemand wat my raak gesien het. En soms wens ek kon daai dalk meer doen deurbring in die huwelik ook. Dat 'n mens doelbewus kyk wanneer jy weet, my vrou is af vandag, iets is nie reg nie. My boetie is af vandag, my sussie is af vandag, iets is nie reg nie. Ek sien dit vanmôre. Because we are the hands and the voices of God. Is om te sê, ek weet, ek kan sien. Ek weet. Om so te wees dat jy 'n veilige hawe is, dat iemand na jou toe kan kom met hulle issues. Sonder verwyte. Maar Christus weet wie hy is. Hy weet daarvan voordat jy nog gevra het, is hy bewus daarvan. Selfs dit wat jy vanmôre nie in woorde, so ek het nie baie woorde nie. Ek gaan miskien baie keer baie praat. Die easy ding. Pastor John, hy sê nou, weet ek het hierdie vonk gesê. Ek is eintlik 'n introvert. Maar as ek in familie is, dan kan ek baie praat. Jy sien, want wanneer ek nie by familie is, dan praat ek nie baie nie. So nou is daar opgehoopte goedjies, daar stories wat ek wil vertel. So ek wag, as ek tussen familie is, dan neem ek oor, dan wil ek net praat, want ek het baie om te sê. Want ek kan nie met ander mense praat. Maar soms gaan jy deur 'n situasie, soms word jy so diep gesny, dis so seer dat jy voor God gaan lê en jy weet nie wat om vir hom te sê nie. Daar is net nie woorde om te kyk. Om Boet is gered, ek staan mooi geseker. Hy is gered. Maar ek dink hy maak die deur oop en sê van boe. Dus dit dan ja, amper moet ek 'n nuwe sifdraad koop. Maar weet jy wat, jy kry partykeer soms so seer dat jy nie 'n gelyk kan hê. Ek was een Sondagmôre, was ons op pad kerk, ek het na iets gesoek, nie my vrou was dit in Sekunda gebly. Ek het na iets gesoek. En ek was op 'n stadium by die kar. En as die kar se deur oop en ek is op die bestuurder se kant en ek hou die
dalk so vas met die hand en ek lê oor om by die passasiers se kant iets te kyk en dan kom 'n wind my slaat daai deur. Dit was nie vinnig genoeg. Maar het was ook nie heeltemal te stadig. Jy sien, hier is nou daai lou warm storie. As ek vinnig genoeg was, het niks gebeur en as ek te stadig was dit nie so seer nie. Maar ek was so in between, ek was so lou. So toe daai deur toeslaan, ruk ek my hand pen uit deur. Dit maak dit toe erg, want dit was so seer. Ek kon nie sê eina nie, ek kon nie sê oe of a nie. So soms sny die lewe so diep, dat jy voor God lê, en daar is niks wat jy kan uitkom nie. Maar weet jy wat? God weet. God hoor, God sien. Want hy's by jou, hy's in jou. Kom ek sê vir jou gou een ding, nee. Ten spyte van dat dit 'n regsimplikasie was, dat Christus as mens moes kom, want hy moes as mens die prys betaal. Dit was 'n geregtelike saak. Dit is hoe dit is, daar 'n ander rede. Jy sien, Jesus kon aarde toe gekom het as mens, wat die evangelie verkondig het, gekruisig word het, gesterf het en opgestaan het, was down. Maar nou sê Hebreërs vir ons, dat ons het die ewige priester, hoëpriester, wat nie met ons nie medelee kan hê nie. Wat beteken, ons het 'n hoëpriester wat met ons medelee het, want hy is in elke opsig net soos ons ook versoek, sonder om te sondig. Ja, amen. So hy het deur alles gegaan, deur elke versoeking, deur siekte, deur pyn, deur vervolging. Hy is geslaan. Hy het wonde opgedoen. Sodat jy kan weet. Nie sodat hy kon weet. God is bymagtig gewees om in die hemel te bly, nog steeds presies te weet waarheen jy gaan, om presies dit te kan ervaar wat jy ervaar, maar weet jy nie som nie geglo nie. Jy sien, want wanneer ek en jy deur 'n situasie gaan en iemand wil jou vertroos en hy sê vir jou, mag ek weet waarheen jy gaan? Wat is jou eerste reaksie? Waarvan praat jy? Totdat jy hoor dieselfde ding met hom gebeur. Nou luister jy, want nou weet jy, hierdie ou se hart weet waarheen ek gaan. Dis hoekom Christus moes ly. Dis hoekom hy, sodat ek en jy kan glo wanneer hy sê, ek weet waarheen jy gaan. Ek kan met jou medelee hê, is sodat ek en jy kan glo. He knows. He knows. Hy is die wat jou verlos het deur sy genade, hy is die wat jou sal deurdra deur sy barmhartigheid. En hier is iets wat ek vanmôre vir jou hierdie was vir my nogal iets wat van openbaar. Onthou julle by die bid hier, Rut. Onthou julle wat ek gesê het van Rut. Die verhaal van Rut is 'n verhaal van verlossing. Onthou julle, né? En Rut het die kerk voorgestel, die bruid. Boas is die losser, die Christus, wat die bruid verlos. Onthou julle. Hier is die openbaring. Want ek vra my so hande vir die kop staan. 'n losser kan net 'n naaste familielid wees. Julle stap dit met my. 'n losser kan net 'n naaste familielid wees. As Tannie in die moeilikheid is, en Tannie moet verlos word, want dis wat 'n losser doen. 'n Losser betaal die skuld, sodat jy jou erfdeel kan terugkry. Ek kan dit nie vir Tannie doen nie. Regsterme vandag, maar as 'n losser kan ek dit nie doen. Dit moet 'n naaste familielid wees. Hoor jy wat ek vanmôre vir jou sê? Besef jy skielik daar is 'n verwantskap tussen jou en God.
Daar's 'n verwantskap tussen jou en Christus. Julle is familie van mekaar. Julle is met bloed aan mekaar verbind, want is net 'n naaste familielid wat as 'n verlosser kan optree. So Christus kon net 'n verlosser wees as hy 'n familie, 'n naaste van besef jy vanmôre, dis hoekom die woord sê dat hy aan ons die mag gee om kinders van God genoem te word, want daar's 'n verwantskap. Ek is alkanaal. Dis die Here. Daarom sê ek het jou van die begin af verkies om volgens my wil my kind te wees. Daar was voor jy gebore is, was jy alreeds verwant aan Christus. Hy's 'n naaste familielid. Amen. En daarom kon hy verlossing bring. En die feit dat ek aan hom behoort, die feit dat daar 'n verwantskap is, daai DNA, is my identiteit wat hy sê dit is. My identiteit lê nie in my mislukkings nie. My identiteit lê nie in die feit wanneer ek struikel nie. My identiteit lê nie in die hartseer en die pyn en die wonde wat die lewe bring nie. Nee, my identiteit is nie eers in my verlede nie, want die woord sê in hom is ek 'n nuwe skepsel. My identiteit lê vanmôre in die feit dat jy is sy kind. It's undeniable. As dit nie so was nie, het Jesus nie sy lewe vir jou gegee. Hy het sy lewe vir sy kinders gegee. Hulle wie hy by die naam roep, it's personal. Hy is die Vader wat jou vanmôre sê, kom na my toe. Ek het jou by die naam, I just want to hug you, en wil jou net vanmôre sê, ek weet, jy is nie alleen. Ek wil jou vanmôre betroos en te sê, you are not alone. Al lyk die saak hoe jy is nie alleen, ek is met jou. Dis so Simba, klein veldie, wat vir die hyenas brul vir die eerste keer in sy lewe. Ek weet nie of julle daai Simba gekyk het. Lion King. Brul hy daar vir die naghulle. Toe hy weer so brul te hoor hulle. En hy is te ewe trots op homself. Maar wat hy nie geweet het, sy pa het reg agter hom gestaan. Amen. So vanmôre brul ek en jy 'n bietjie vir die omstandigheid, vir die seer, vir die pyn, vir die probleem. But now there's somebody much bigger behind you. En hy vrees ook. En hy sit in die beeld. God is die oplossing. Amen. Hy is jou maker. Hy is jou vermeerder. Hy is die een wat jou by die naam geroep het. Jy is myne. Hy sien, hy hoor. En geen traan wat jy al ooit gestort het, is vernietig. Hy sê alles sal ten goeie meewerk. Ek kan dit verander. Ek kan dit herstel. Ek kan dit genees. Amen. En weet vanmôre, hy ken nie net jou naam nie, maar jou naam is in sy handpalms. Amen. Onuitwisbaar. En as jy dalk nie so baie van jou naam hou nie, hoe ek het deur 'n ding gegaan, daar was, en ek moes met my seun ook regmaak. Want hy het dieselfde naam as ek. En ek het te veel hierdie ding gesê, en later al dat hy dit ook geglo het vir homself. Ek het so verlang toe ek jong was, deur die lewe gegaan en my naam verpes. Want ek het geglo dat my naam moeilikheid is aan my naam. I will never amount to anything. Niks sal ooit goeds uitwerk vir my. Want my naam is vervloek. Ek wil so graag my naam verander. Want ek het regtig, ek het Frik. Ek het altyd gesê, as jy die naam Frik in die woordeboek kyk, gaan jy daar langs aan staan, bad luck. En my seun het nader begin glo oor homself. En toe God my berus oor hierdie ding en ek om vergifnis moes vra daaroor, moes ek dit ook bely vir my seun en vir hom sê, you need to do this thing. Maar weet jy wat sê die Here in Openbaring 2 vers 17? Hy gaan aan elkeen van ons 'n kleursteen gee
met 'n nuwe naam wat net jy sal ken. Hy is die God wat jou geken het voordat jy gebore is. Amen. Hy is die God wat weet van elke mislukking wat voordat dit gebeur. Elke keer wat jy skeef getrap het, elke keer wanneer jy droog gemaak het, het hy geweet daarvan voordat dit sou gebeur. En ek het nog steeds lief. Hy het nog steeds sy lewe vir jou gegee. En hier is die ding wat jy vanmôre moet weet. Hy is Abba. Hy is jou Abba. Amen. Hy is nie net Abba nie, hy is jou Abba. Amen. Hy ken jou by die naam. Hy is intiem betrokke by jou. Jy is syne. It's personal. Dis persoonlik. Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het sy lewe vir jou afgelê. Daarom sê hy in Johannes 10:10, ek het gekom dat jy kan lewe en dit in oorvloed. Amen. Hy sê in Romeine 8:32, hy wat sy eie seun nie gespaar het nie en hom ter wille van ons, van jou oorgee. Hoeveel te meer sal hy ons, jou nie ook in hom, alles genadiglik skenk. Jy is nie begewe nie, jy is nie verlaat nie, jy is nie alleen nie, jy is nie 'n glips nie, jy is nie 'n ongeluk nie, jy is nie 'n fout nie, jy is nie 'n niks nie, jy is nie 'n mislukking nie, jy is 'n heilige. Amen. Jy is 'n kind. Jy is 'n kind. En hy het jou lief en hy wil vanmôre vir jou sê, ek weet waartoe jy gaan, jy's nie alleen nie. Ek is met jou elke tree. Dit sal jou nie oorweldig nie. Dit sal jou nie skroei nie. Weet vanmôre hoe kosbaar jy is. Dalk het vanmôre die Here 'n feesmaal berei. En soos daai borde wat my vrou altyd uithaal is die, en daar's nog spesiaal is, wat ons nog nie eens gebruik het. Ek weet nie vir wie dit is daar. Wat is dat? They are special. Ek dink die dag wanneer die Here kom gaan sy dit uithaal en vir die Here sê kom ons drink dit. Ek het hierdie een kant gesit vir u Here. Hierdie was dis wie die Here vanmôre vir jou sê. Dis wie jy is, jy is spesiaal. Ek het vanmôre hierdie môre uitgesit om julle uit te pak. Uit te pak en weer af te stof en af te vee en brasing, weg, en duidelik brasing, en vry vir hom dat jy jouself in hom kan sien. Jy sê ek kom poets vanmôre. Nie dat ek myself in jou kan sien nie, maar dat jy my in jou kan sien. En weet vanmôre jy is nie alleen nie. Jy is kosbaar, jy is spesiaal. Dis nou hier waar ek baie graag 'n organist wou gehad het. En net musiek kan speel, dat ek net vir jou vanmôre kan vra, daar waar jy sit, miskien sal ek daar musiek aan sit. Ek wil jou vanmôre vra. Ek weet nie waar jy gaan. Ek is nie alwetend nie. Maar ek wil vra, daar waar jy sit vanmôre. Wil jy nie net met die Here praat? Sluit jou oë en sit net vir 'n oomblik en ek praat met die Here. En besef vanmôre dat jy's kosbaar, jy is werklik sy kind en jy's uniek en dis 'n persoonlike saak. Al wat saak maak vanmôre is jy. Ek wil hê jy moet vanmôre voel hoe die Here sy arms om jou slaan en vir jou sê hoe hy jou liefhet en hoe hy vir jou sê jy is nie alleen nie, jy is nie op jou eie nie, ek is met jou, sê die Here.
ek het jou nie vergewe nie. En dat jy vanmôre kan ervaar hoe die Vader se hart klop en hoe hy vir jou sê dat ek weet waar jy deur gaan, maar saam met my sal ons oorwin. Jy is nie alleen nie, dit gaan jou nie oorweldig nie. Maar kom ek sê gou vir jou vanmôre, die Here se oog en sy hand is op sy kinders. En hy sal deurkom. Ek weet nie vanmôre, dit is dit finansiële probleme nie. Ek weet nie vanmôre of dit huweliksprobleme is nie. Ek weet nie of dit werksprobleme is of dit siekte is. Dalk is dit iets wat lank terug gebeur het, wat nog jy voel nog nie genees het nie. Wil jy dit vanmôre vir die Here gee? Gee dit vanmôre vir die Here. Dat jy ook vanmôre soos Hagar as jy hier opstaan, kan sê, ek het die God ontmoet wat my gesien het. Ek wil net vra dat jy net so vir 'n oomblik, net so vir 'n minuut of 2, of so lank as wat dit nodig is. Net vir die Here. Thank you, Jesus.